Ek wil graag vandag in die laaste van die reeksie oor Lukas 15 vers 10 met jou oor die tema praat, of die titel praat, een maak saak. Maar kom ons lees eens weer wat sê Lukas 15 vers 10. Ek sê vir julle, sê Jesus, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. In Lukas 15 vers 2 lees ons dat die skrifgeleerdes en die fariseërs beswaar gemaak het omdat Jesus met sondaars en tollenaars gemeng en saam met hulle geëet het. Jesus sê dan vir hulle dat terwyl hulle daaroor murmureer, engele aan die ander kant juig oor een sondaar wat hom of haar bekeer. Een sondaar. Natuurlik juig die engele ook wanneer groot getalle mense tydens 'n massa-evangelisasieveld vir Jesus kies. Dit het God egter dieselfde prys gekos om een sondaar te red as om 'n skare te red. Hoe kosbaar om te hoor en om te weet dat een mens, een individu vir God saak maak. In hierdie gelykenis wat Jesus daarna vertel het, was een skaap vir die herder so belangrik dat hy die ander 99 in die veld laat staan het om daardie een verlore skaap te gaan soek. Deur Jesus se hele bediening heen het enkelinge vir hom saak gemaak. Hy het een nag 'n stormsee trotseer om aan die ooste kant van die meer van Galilea, daar in Gadara, een man wat in die mag van bose geeste was, vry te maak. Terwyl die skare in Jerigo om hom saamgedrom het, het hy gaan staan en opdrag gegee dat een roepende blinde bedelaar na hom toe gebring moet word. 'n dringende noodgeval en 'n angstige skare het hom 'n emosioneel vermoeide vrou wat aan bloedvloeiing gely het, nie laat ignoreer nie. 'n verlamde man wat reeds 38 jaar lank sonder hulp by die bad van Bethesda gelê het nie sy liefdevolle oë ontsnap nie. 'n vrou met 'n slegte reputasie, wat buite die normale ure na 'n put in Samaria toe gekom het om water te skep, was vir hom belangrik genoeg om van sy lewende water vir haar te gee. Een maak vir hom saak. Te midde van sy pyn en verlatenheid het die spluitstem van 'n veroordeelde misdadiger aan die kruis hom laat sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Individue het nog altyd vir Jesus saak gemaak. Vir hom is jy nie net 'n nommer nie. Jy is sy kind vir wie hy baie lief is en hy het 'n duur prys vir jou en my betaal. Here, baie dankie dat ek kan weet ek maak vir u saak. Amen. Sterkte en seën tot 'n volgende keer.